Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik op die inteken knoppie, soek op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Ja, ons trek nou by 19.911 of iets intekenare op die kanaal en het sal lekker wees om by 20.000 uit te kom. Dan begin ons daarom so 'n bietjie van 'n impak maak hierso op YouTube en op die internet. Want soveel dinge gebeur deesdae in video en wat ook al. Ons moet natuurlik nog steeds aanhou skryf en boeke publiseer. Ja, jy kan nog steeds natuurlik van ons boeke koop. Ek sê net gou, ja, hieronder die kanaal kan jy al die boeke daar sien en daar is ons, as jy daarop klik, dan gaan jy na ons winkel toe en dan kan jy daar so een van 'n boek daar uitkies. En natuurlik is daar ook tans is 'n bietjie van 'n 25% en veel meer afslag wat jy op van ons boeke ontvang. Maak gerus so en gaan kyk na wat daar aangaan op die winkel, praag.tv. Dit is ook waar jy die winkel kan kry, as jy net sommer dit in Google intik of in die blaaier. Maar nou ja, vanaand se onderwerp is Trump moet diversiteit in Suid-Afrika beëindig. Nou, ek bedoel nou diversiteit ensovoorts, want daarbij wil ek ook noem dat ek dink ons soek na 'n goeie vertaling vir die Engels DEI, Diversity, Equity, Inclusion, wat ook natuurlik 'n Amerikaanse begrip is, want soos alles van hierdie sogenaamde rassewette waarvan Solidariteit en ander organisasies praat, dit kom alles van Amerika af. En ook hierdie begrip van DEI, Diversity, Equity, Inclusion, is nog 'n Amerikaanse opvatting wat hier by ons afgedwing word. En as ek daardie woord inklusiwiteit hoor, net soos diversiteit, dan, ek weet nie, dan wil ek net na die lugsakkie gryp, want dit is net vir my totaal absurd en dit is, jy weet, dit is een van daai soort quasi linkse begrippe waar sonder die wêreld 'n beter plek sou wees. Maar nou ja, ons het nie werklik 'n goeie Afrikaanse term daarvoor nie, maar ek wil vanaand een munt. Ek wil praat van diversiteit, inklusiwiteit, gelykheid. En dit saamspel DIG, oftewel dig. Nou ek weet nie of u op skool was, of u ook hierdie woord dig gebruik het om te sê iemand is dom nie. Ons het vir ander kinders gesê, man, jy's dig, jy's dom. Nou, dig is jy is dig as jy dig in 'n land wil toepas. En dis presies wat in dig Suid-Afrika besig is om plaas te vind. En ons moet ontslaa raak van dig. Maar ongelukkig is ons natuurlik op sigself, op ons eie, heeltemal te swak en te min en wat ook al, om hoegenaamd invloed te hê op die stand van dig in die land. Want dis nie net die ANC wat dit afdwing nie. Tens ek nou 'n bietjie praat oor, daar was nou weer 'n verklaring van die ANC oor swart ekonomiese bemagtiging, en hulle het geen voorneme om daarvan ontslae te raak nie. En dit is die enkele grootste bron van korrupsie en dit wat die ondoeltreffendheid in die land in die hand werk en waarvan juis ontslaag geraak moet word. Maar hulle is totaal en al, hulle is beslis daaroor, hulle gaan niks daaraan doen nie, soos ons nou sal sien, as ek vir 'n paar aanhalings gee van wat die ANC nou net gesê het. Maar, om terug te keer tot dig. Nou Trump het, nou onlangs, aan die begin van die jaar, het hy mos in Januarie, dink ek, wanneer was dit? Ja, 20 Januarie van 2025, het hy dig, oftewel DEI, soos hulle dit noem in Amerika, het hy dit in Amerika, in die Amerikaanse staatsdiens verbied. En hy het deur middel van 'n uitvoerende bevel, Ending Radical and Wasteful Government DEI Programs and
preferencing. Nou, in Amerika praat hulle ook van racial preferences. En dit is 'n term wat ek al in die verlede gebruik het, rassevoorkeure, die vertaling daarvan. Ons wil ook nie meer rassevoorkeure in Suid-Afrika hê nie. Daar moet geen rassevoorkeur wees by 'n maatskappy of by die advertering van 'n pos of wat ook al nie. En dig moet net soos in Amerika beëindig word. En Trump kan dit waarskynlik doen. Want terwyl ek nou gekyk het na hierdie solidariteit video oor die wat Race to the Bottom, oor die rasse wette, soos hulle dit noem, het daar was 'n stukkie van Reagan wat daarin voorgekom het. 'n Video oor waar Reagan, ek dink die Reagan was ons destyds kwaadgesind nie, maar hy is uiteindelik deur die Kongres en deur sy eie caucus in die Republikeinse party in 'n hoek gedryf, en hulle het mos sy presidensiële veto wat gegaan het oor die sanksies teen Suid-Afrika het geveto, het hulle laat omkeer deur, ek dink, 'n 2/3 meerderheid of 'n 75 meerderheid van die Kongres te kry om teen sy veto, sy presidensiële veto te stem. En dit is hoe sanksies daar in die middel 80er jare teen Suid-Afrika, ek dink dit was in 1986 of daar rond, hoe dit, of selfs 85, ek kan nie meer, ek sal dit moet nalees of naslaan, maar dis nie so belangrik die datum self nie. Feit is dat daar was toe Amerikaanse sanksies wat teen Suid-Afrika toegepas is, ondanks Reagan se pogings om dit te beëindig, maar hy het toe ook uiteindelik, dink ek, om homself self polities by sy eie party wel bietjie weer in die guns te bring, het hy toe self 'n uitvoerende bevel oor Suid-Afrika uitgevaardig. En ek wil net hê, jy moet gou-gou daarna luister, want toe hel hy nou weer aan die ander kant toe oor, en hy sê, daar moet die Sullivan-beginsels in Suid-Afrika toegepas word, wat soort van ook die begin was van 'n tipe regstellende aksie of 'n dig in Suid-Afrika, destyds, wat deur Amerikaanse maatskappye hier toegepas moes word. Ja, kom ons luister net gou daarna. Devised by a distinguished black minister from Philadelphia, the Reverend Leon Sullivan, has set the highest standards of labor practices for progressive employers throughout South Africa. I urge all American companies to participate in it, and I'm instructing the American ambassador to South Africa to make every effort to get companies which have not adopted them, the Sullivan Principles, to do so. In addition, my executive order will ban U.S. government export assistance to any American firm in South Africa employing more than 25 persons, which does not adhere to the comprehensive fair employment principles stated in the order by the end of this year. I'm also directing the Secretary of State to increase substantially the money we provide for scholarships to South Africans disadvantaged by apartheid, and the money our embassy uses to promote human rights programs in South Africa. Die buiteland het gepraat van hier moet gelykheid kom, hier moet transformasie kom, hier moet diversiteit kom. Dit was wat die buiteland voorgedruk het. Nou ja, daar het hy dit. Die Reagan het deur middel van sy uitvoerende bevel, nadat hy in 'n hoek gedruk is deur sy eie party, sy caucus en deur die Kongres, het hy basies dig begin in Suid-Afrika. Maar Trump kan presies dieselfde doen. Trump kan nou, bykomend tot sy uitvoerende bevel waar hy dig verbied het, DEG, dig, in Amerika en in die Amerikaanse staatsdiens, kan hy dit afdwing op Amerikaanse maatskappye in Suid-Afrika, dat hulle glad nie meer dig mag toepas in ons land nie. En ek dink dit kan selfs verder gaan. Dit kan van toepassing gemaak word op alle Europese maatskappye, op alle Japaneese maatskappye, op alle Australiese maatskappye. Al die soort van lande wat onder die Amerikaanse invloedssfeer verkeer,
Britse maatskappye en so meer. Dat geen buitelandse maatskappy in ons land mag dig toepas nie. Daar moet gelykheid van geleenthede wees en daar mag geen dig wees, nou daar diversiteit, inklusiwiteit, gelykheid, al daardie faktore moet glad nie by aanstellings geld in Suid-Afrika nie. En ek dink as dit so bewoord word, dit kan so bewoord word, so uitvoerende bevel van Trump, dat hy selfs plaaslike groot maatskappye wat met die buiteland sake doen, soos byvoorbeeld die banke, wat jy weet, met Amerikaanse banke sake doen, hulle moet ook gedwing word om van hulle digprogramme ontslae te raak. En sodoende kan Trump eintlik van buite af, presies net soos wat Reagan destyds gedoen het, kan hy dig in Suid-Afrika afgeskaf kry. En dit sal die land 'n geweldige sprong vorentoe gee. Want daar word gesê dat ons verbeur tussen 3 en 6% se groei per jaar as gevolg van dig en as gevolg van rassevoorkeure wat in die ekonomie geld en natuurlik by tenders en alles wat daarmee saamhang, die tenderpreneurs met hulle Ferraris en Lamborghinis en Rolls Royces en wat ook al. Jy weet, dit alles word deur dig moontlik gemaak. 'n Groot deel van die korrupsie ook. Dus dig moet totaal en al afgeskaf word en Trump kan ons help om dit reg te kry. Ek dink Suid-Afrika kan sodoende regtig binne 'n baie kort tyd kan die land vooruitkom as ons net ontslae kan raak van dig. En Elon Musk, wat self natuurlik van Suid-Afrika afkomstig is, hy het ook al op sy X-rekening het hy geweldig uitgevaar teen dig en hy het gesê dit moet totaal en al afgeskaf word en ek dink hy is heeltemal reg. Ons kan hom daarin ondersteun. En laat dig dan waai, dig moet waai. Nou, ek het voorheen verwys, hierso is vandag, dink ek op Netwerk 24, 2 uur gelede trouwens, het die ANC aangekondig, ANC sal nie met DA oor alternatief vir SEB praat, swart ekonomiese bemagtiging. Die ANC is nie bereid om met die DA te praat oor sy alternatief tot swart ekonomiese bemagtiging, SEB nie, SEB gaan nêrens heen nie, sê Zuko Kodlimpi, voorsitter van die ANC se ekonomiese transformasiekomitee. Hy het Saterdag die media in Boksburg by die vergadering van die ANC se nasionale uitvoerende komitee NUK toegespreek. Ja, hulle is vol nikke. Volgens Godlimpi sal die ANC nie sy siening oor die SEB verander nie. Ons bly verbind tot SEB as 'n onvermydelike pad om Suid-Afrika vir ons almal te laat werk, sê Godlimpi. En dan gaan dit net maar so verder. Nou daar, ja, kyk, die ANC, hulle gaan natuurlik soos tiere beklei om hierdie dig in SEB en al die ander, jy weet, wat alfabet sop van afkortings wat ons benadeel in stand hou, maar as Trump bereid is om dit te doen, as hy daai uitvoerende bevel kan uitvaardig, wat Suid-Afrika dwing, wel ten minste al die maatskappye in ons land, hy seker nie die beheer wat in die staatsdiens die geval gaan wees nie, maar as al die maatskappye, die buitelandse maatskappye en ons maatskappye wat handel dryf met die buiteland, buitelandse finansiering kry, en so meer. Dan moet ja, in die uitvoerende bevel moet daar staan, dat geen instansie, geen maatskappy, selfs nie munisipaliteite wat geld in die buiteland leen, en veral natuurlik in Amerika, mag dig toepas nie. Diversiteit, inklusiwiteit, gelykheid, dit moet uit. En ek dink dit kan 'n ontsettende goeie ding vir Suid-Afrika beteken, en ons hoef niemand daartoe te oortuig nie, behalwe net een man, Donald Trump. En ek dink dit is heeltemal moontlik om met die regte mense te skakel in Amerika, en dit onder Trump se aandag te bring, dat hy moet dig eenvoudig net by wyse van 'n
uitvoerende bevel moet hy afskaf. En daarmee kan Trump regtig tot die redding van Suid-Afrika en tot die redding van die Afrikaner kom. Want op die oomblik word daar nou 7000 Afrikaners jaarliks toegelaat as vlugtelinge in Amerika, maar dit gaan nie ons probleem vir ons oplos nie. Wat ons probleem kan oplos, is as dig afgeskaf word, want dit gaan die speelveld gelyk maak, en dan sal ons deur harde werk en deur vindingrykheid, kan ons weer 'n leidende rol in die land begin speel, ongeag van wat in die politiek aangaan. Maar die ding wat ons daarvan weerhou tans is dig en SEB en al hierdie ander afkortings wat die ANC sedert 94 op ons afgedwing het. Nou ja, is nie 'n lang video vanaand nie. As jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en koop gerus 'n boek. Nou in aanloop tot Kersfees, jy kan dit as 'n geskenk gee of 'n geskenk aan jouself en 'n bietjie lees en dit is 'n goeie vorm van ontspanning lees. Want die goed wat hulle deesdae op die televisie en so meer vertoon is maar 'n groot klomp gemors. Tot volgende keer dan, totsiens.